Hallo julle, welkom by X3. Dis 'n input session. Dis lekker om julle hier te hê. Ek sê net vir die mense op die Zoom dat jy met oop hart hê vir die boodskap vanaand. En nie net vir vanaand se boodskap nie, vir enige boodskap wat jy eintlik hoor. As 'n advies van my wil vat as jy sou wou, dan sou ek sê maak nie saak wat en vir wie jy gaan luister of wat se preek jy vir luister nie, is om 'n oop hart te hê en daai doktrin te vat en dit op te gaan meet teen die woord. Want baie keer gaan ons van ons eie scenario's na die woord toe. En dit is gewoonlik wanneer die scriptures begin draai en ons draai die woord vir ons situasies, maar wanneer ons van die woord af na ons situasie toe gaan, dan begin stuff te happen in ons lewe en stuff begin te shift. En dan word fondasies, dan begin jy fondasies te lê in jou lewe. So ek wil 'n challenge vanaand hê op hart, ons gaan nou 'n lekker liedjie doen en dan na die liedjie gaan ons chat oor hierdie single stuff. Let's go. Awesome. Awesome. Ek moet net gou vinnig hierdie ouetjie Skype. Alright. So ons het exciting dinge net so voordat ons in die sessie injump. Ons het gespaar bietjies oor vir die jaar waar jy kan betrokke wees, as jy sou wou kom volunteer. Net soos cool goeters met soos ligte en smoke machines en hardklipharde musiek en klomp jong mense wat saamkom. Ek weet nie of jy sal belangstel nie. As jy sou wou, hier is die datums. So vir die Pretoria mense, 15 tot 2 of 15 en 22 November gaan ons in die Moot en in Centurion wees. 15 November gaan by Christ Life vir die Bible Ministries wees wat in die Moot is, en dan vir die wat is julle ander mense, Centurion mense, die ander mense. Vir julle is dit die 22 November by die Gracia gemeente, om daar in die Lodderhuis op die manne en vroue kampe, 'n sprekertjie. Ons gaan by sy kerk ook 'n lekker event hê saam met Johan van Vieren. Nou vir dies wat nog nie meeste van ons is nie, ek het hom nog nooit in persoon ontmoet nie. Alhoewel ek vir Johan ken is oor 'n foon, want net toe ek betrokke raak is toe hy oor see gegaan het. So ek ken hom nog, ek het hom nog nie in persoon ontmoet nie, so ek is net so excited om 'n bietjie om te sien. En dan vir die mense wat hom nog nie ken nie, you will be blessed. So kom luister uit 'n cool boodskap, 'n cool testimony wat hy gaan share daai aand. So dit gaan lekker wees. En dan as jy ouers geworried is, familie, vriende, wat ook al, geworried is oor die kinders, teks daar span gaan al wees om bietjie na die kiddies te kyk, hulle te entertain soos Kids Camp Kwadraat. So kom, bring hulle, dit gaan fun wees. En dan 29 November, nou hierdie ene gaan 'n first vir ons wees, maar dit gaan massive wees. Dit is 'n Jesus First Festival. Nou saam met Erich Postumus, Godly Revolution, ken almal Godly Revolution. Ons gaan 'n bietjie saam met hulle collab. Hulle gaan 'n show hê by die Liggiefees in Pretoria Oos. Nou, ek sal al die details op die groep share, maar maak seker as jy wil volunteer, give me 'n WhatsApp en dan as jy net wil kom met jou familie, come join us. Alright, dit gaan baie lekker wees. Ons gaan so 2 praise and worship sets hê, waar praise party sets hê, en dan gaan daar so mense wees wat bietjie gaan praise and worship sing in 'n band en daai goedjies, so it's gonna be cool. En dan het ons nie die mos baie mense vergeet nie. Daar is nog 'n youth night op pad hierdie maand. Hoe freaking exciting is dit? En dan vir die harties mense, daar's ook een op pad, maar ek sal wanneer daai details finaal is, sal ek met die harties mense share, maar mos baie mense, youth night, die 22 November 6uur. Dit word hierdie keer nie, luister mooi, nie by die Dias Hotel gehou nie. Dit word by 'n ander enetjie wat ek Peru Dias Conference Hall. Ek hoop julle weet wat hierdie beteken. Ek sal alles op die groep stuur, ek sal ook sommer net 'n location pin stuur sodat julle almal weet waar dit is, met die naam Peru Dias Conference Hall. So ek is seker is Adams nog steeds by Dias, maar net in 'n ander venue. So if you would like to join the youth night, the info will be shared on the group shortly. Marlies, is ons ready to go? Amper, moet ek nog so klein bietjie chat. Wat is Marlies? Sy is nie hier nie, so ek moet definitief aangaan met hierdie gechattery. Alright. Youth nights. Kan ek julle vertel wat is die langtermynvisie van hierdie One Heart goeters? Is julle reg vir dit? Elke dorp, 1 keer 'n maand, 'n youth night. Dit is ons langtermynvisie vir One Heart se youth nights. Van elke dorp 1 keer 'n maand wees. So as jy in 'n dorp is en jy wil graag eienaarskap vat van daai dorp, let me know.
Dan kan ons bietjie chat, jy kan my help reël aan hierdie one hour event in jou dorp. Dit gaan net insane wees. Soos ons het 'n lekker stelsel wat ons jou mee help en ons kry al die kerke en die skole betrokke in hierdie one hour. Alright, net genoeg so enetjie, net so vinnige laaste recap oor die events wat opkom. Um vir al die Mosselbaai mense gaan ons by Pero Dias, Pero, iets soos dit, something in daai line. Dias Conference Hall wees, alles wat op die groep geshare word en op sosiale media vir ons Facebook mensies. As jy die Youth Night 22 November 6 uur wil kom join. En dan vir die Pretoria Gauteng mense, 15 November is ons by Christ Life Revival Ministry saam met Johan van Vieren, Awesome Testimony Share en dan dieselfde KPM Pace die 22 November gaan ons by die Gracia gemeente hê. En as ding wat belangrik is om te onthou, 15 November gaan 'n Engelse diens wees en die 22 November gaan 'n Afrikaanse diens wees. So as jou ouers bietjie is, hier is ons vir hulle opsies. Alraight. Dan gaan ons die 29ste November by die Liggie Fees wees in Pretoria Oos saam met Godly Revolution se mensies. So maak seker jy kom join ons praise parties en check die liggies uit en all that stuff. So it's gonna be good. Alright, the word for tonight. Net vinnig, vir die Mosselbaai mense, Johan gaan ook in Mosselbaai wees, die 19de November. Ook by Dias Hotel, daar waar die jeug aangehou word. So as julle hom wel wil sien, gaan julle daai stream, Reneske? Wat? By julle, daar by die Gracia en Goed Johan Ja. se session. Ja. Okay, so, doen jouself 'n guns, gaan check die livestream uit en dan kom kyk om sommer in persoon ook hier in Mosselbaai, dit gaan regtig awesome wees. Alright, so vanaand se topic is dit is 'n blessing om single te wees. Nou, ek weet vir in die al die skoolmensies, dis soos 'n dis nie wat by die skool aangaan nie. So, ek weet onder jong mense is dit soos kom ons jump it in elke verhouding in wat ons kan en ek wil bietjie daai ding bietjie kom shift. Ek dink persoonlik dit is super belangrik om in 'n single tyd te wees. Nie net om myself te vind nie, maar net om goed te explore. Nie net ek sal moet nou nie so ver gaan nie, maar om goed te explore soos jouself beter te leer ken, om verhoudings op te bou met vriende en vriendinne, want wanneer jy iewes skielik in 'n huwelik is of in 'n verhouding is, ons almal het al sommies gehad wat in 'n verhouding gekom het, iewes skielik is jy niks. Alright. So, wanneer jy voordat jy in 'n verhouding ingaan, ons 'n klomp goedjies wat ek vanaand bietjie met julle oor wil chat en goedjies wat ons face. So ek wil bietjie real wees, almal right met die real thing, met die real deel vanaand. Singleness is a massive blessing, maar as ons nie verstaan waar dit gaan nie, dan kan dit moeilik raak. Dit kan taaf raak, jy kan alleen voel, eensaam voel, maar ook om daar's 'n verskil tussen om alleen te wees en om alleen te voel. So ek is tans alleen, soos ek tans alleen, maar om eensaam te wees is 'n ander ding. En ek wil 'n bietjie daai dink om shift binne elke van ons om nie te wil heeltyd in 'n verhouding in wees, maar om die Here se hart in elke ding te sien. Alright, so dit is 'n blessing. Number 1. Net gou so vinnig, ek weet ek het my screens hier so reg kry vir wat ek wil doen. Alright. Dit is God laat ons nie alleen in 'n seisoen van single nie. Hy plaas ons in gemeenskappe en dit kan kerkgemeenskappe wees, dit gaan gesinsgemeenskappe wees, dit kan groep goeie vriende of net al die bogenoemde wees. So God laat ons nie alleen in 'n seisoen nie en hy laat ons nie alleen in hierdie tyd nie. Hy plaas ons om saam met mense te fellowship. En so God laat ons nie aan ons eensaamheid oor nie. Alright. Dan Philippians 4 verse 9-10. And my God will supply all your needs according to his riches in glory in Christ Jesus. Nou ek het rukkie terug 'n sessie gedoen oor in Christus. Wanneer ons in Christus staan, dan beteken dit ons gaan deur die deur ons gebruik dis ek het die prentjie geteken van die kruis en die Bybel sê in Johannes dat Jesus is die deur. Hy's die weg, hy's die waarheid. Nou as hy die weg, die waarheid is en ons gaan deur hom, that is our safe place. En dit is waar so ons kan staan in vrede. So wanneer jy nie vrede het in 'n situasie nie, wanneer jy bietjie uncomfortable voel, check 'n bietjie waar jy staan. So is ek besig om te staan in Christus of staan ek sopas in my omstandighede en ek besig om saam met my storm te storm? Want dan is dit chaos, enter into die plek waar Jesus is. Gaan deur hom sodat jy in 'n secure place kan wees.
Alright. So he will supply all my riches and glory in Christ Jesus. So hoe kry ons access tot al hierdie supplying stuff? In Jesus. Gaan ek supplying stuff kry? Gaan ek hierdie wat die Here vir my wil gee, my hartsbegeertes, my desires, gaan ek daai stuff kry wanneer ek worry, wanneer ek stres, wanneer ek heeltyd constantly myself anxiety opbou in myself? Nee. Want as ek daai goeders ervaar in my hart, as if I have those things in my heart, dan is ek nie op die regte posisie nie. Dan is ek nie in Jesus nie. Alright, so net 'n tip as jy jouself wil check in 'n situasie, is daai die maatstaf wat ek gewoonlik gebruik. So dit kan 'n bietjie irriterend wees as jy enkellopend is en in 'n verhouding is in 'n verhouding. Nou dat iemand saamkom en vir jou sê hoe geseën dit is om enkeling te wees, om soos daai ou tannie sê, dis moet seker lekker wees om 'n enkeling te wees en om single te wees. Soos hoe gaan dit? Het jy al iemand ontmoet? As ek soos tannie. Nee, selfs as gister. Dit het nie oornag gebeur nie. So dit kan klisjé en 'n bietjie irriterend voel, maar wat as daar 'n bietjie waarheid is daaraan dat dit 'n blessing is om single te wees. En ek wil hê jy moet daai ding begin bietjie krap en bietjie ondersoek vir jouself. So dit is 'n blessing om single te wees. Nou, you have the time and space to become the best version of yourself and for yourself. You have the time and space to become the best version of yourself and for yourselves. Nou ek ken mense wat in 'n verhouding was of is, ek weet nie waar hulle trek op die oomblik nie, maar hulle was in 'n verhouding of is in 'n verhouding en hulle nie een van hulself uiteindelik hulself geken nie. Hulle was net soos hulle gaan maar afspeel op mekaar om soos in ek like hierdie van jou, so ek gaan bietjie meer in hierdie space van jou wees en dan like die ander persoon nou weer 'n bietjie meer hierdie ding en dan vul hulself met die ander persoon. As ek soos guys, jy is supposed om gesatisfied en gesatisfied alleen te word by die Here. Alright, maar ek sal nou 'n bietjie meer oor daai praat. So you have the time and space to become the best version of yourself. So baie keer wanneer ons in 'n verhouding is, dan het ons nie hierdie geleentheid nie. Ons het nie die geleentheid om onsself en heeltyd ons koppe soos in wanneer sien ek wanneer sien ek die persone weer, o, freak like hulle my nog steeds. Het daar iets gebeur is iets wat ek gesê het. Ek was nog nooit in 'n net vir so vinnig, ek was nog nooit in 'n verhouding gewees nie. Ek leer al hierdie goeters uit, ander mense se verhoudings uit. So keep that in mind. Ek wil nie nou in 'n verhouding wees nie. Ek wil seker wees dat ek seker is voordat ek in 'n verhouding intree dat hierdie nie net 'n week ding gaan wees nie. So die harde werklikheid van enkelloop van om single te wees is dat jy soms eensaam sal voel. Jy sal van tyd tot tyd met daardie gevoel moet sit. Jy gaan partykeer moet sit met daai Jesus, dit sou nou lekker gewees om iemand te hê. Nou as jy daai desire het om getrou te wees, glo ek dat God daardie desire in jou hart wil kom ontmoet. Hy wil daardie desire vir jou kom gee. Nou die fondasie nommer 1 ding wat ek vir jou wil sê om te begin vestig in hierdie hele single seisoen van jy, wil ek jou vra is, vertrou jy God genoeg? Vertrou jy God genoeg om te weet dat hy vir jou jou persoon sal bring wanneer die tyd reg is? Hoe lyk jou vertroue in God? Hoe vertrou jy God op die oomblik? Want sodra mens God begin vertrou en jy kom in 'n verhouding, dan outomaties is dit vir jou maklik om die persoon oorkant jou te vertrou. So want sodra jy vertroue in 'n verhouding, ek weet en ek sal eendag ook sien dat dit 'n massive sleutel is. Want veral wanneer daai persoon nou iewes skielik as ek nou kyk na die derde opset, Gunther en Cherie, Stian en Kim, Werner en Ingrid, ek is seker Chanel en Isak ook, maar wanneer een persoon weggaan, dan is daai persoon soos nie man, ek vertrou mos nou. Ek weet, ek vertrou hulle, en daai ding begin by vertrou jy die Here. Vertrou jy die Here dat die Here vir jou daai persoon sal bring en if yes, dan sal jy nie worry oor jou toekomstige man of toekomstige vrou nie. Alright. Philippians 4 verse 19, and my God will supply all your needs according to his riches in glory. Ek gaan dit weer sê, ek het dit al gesê, ek copy nou hierdie verse vir julle. And my God will supply all your needs according to his riches in glory in Christ Jesus. Nou hierdie is die belofte wat hy vir ons het. Nou as jy jouself klaar die vraag gevra het van vertrou ek die Here, dan sê hierdie vir jouself weer. My God
will supply all my needs according to my riches in his, nou to his riches in his glory in Christ Jesus. So hy sal daai vir my voorsien. Alright. Maak seker jy werk aan vertroue. Vertrou jy die Here vir daai deurbraak. Ek dink dit gaan baie aan met geloof. Geloof is die vaste vertroue wat ons het op iets wat ons nie sien nie. Alright. Then we go to the next. Your single season does not disqualify you from serving the Lord in any way he calls you. Nou, ek is seker baie van julle het al soos ek gevoel soos in dat jy nie in sekere plekke gesit mag word of dat jy nie sekere goed mag doen omdat jy nie in 'n verhouding is nie. Nou, daai was iets, dit was 'n rukkie terug eintlik wat ek met hierdie moes deel nog op hoërskool. Toe was daar so, ek was in 'n kerk gewees en daar was posisies uitgedeel, wat ook al en staf en ek het nou nie, ek was toe letterlik nie in hierdie Christendom ding. Ek het niks van niks geweet nie en ek weet eintlik nou nog niks van niks nie. Ek leer elke dag. Maar ek weet al 'n bietjie meer. Maar in daai tyd moes ek die keuse maak dat ek nie gaan vaskyk in die posisie wat ek wou gehad het, maar gaan vaskyk in Jesus. Hy roep my vir iets. Hy het 'n spesifieke roeping op my lewe. So ek gaan nie vaskyk dat die leiersposisie nie die doelwit is nie, dat dit bloot 'n roeping en een nie is om mee te compare met jou relationship status nie. So of jy nou in 'n verhouding is of nie, die Here se roeping en die Here se wil vir jou lewe gaan nog steeds happen. Ek dink dis definitief een van die weak spots wat die vyand sal gebruik en sê ja, maar omdat jy nie in 'n verhouding is nie. Dan iewes skielik klim jy in 'n verhouding in en dan mors dit jou meer op en dan is daai ander ding nie eens meer, dan maak dit eers meer saak vir jou nie. Want because you've lost focus of what God is calling you to do. Nou, ek glo vas, twee mense, die Here werk met hierdie persoon, die Here werk met hierdie persoon. En sodra hulle saamkom, dan het hulle een roeping om na te jaag, een prentjie. Maar vir nou is jy in 'n tyd waar jy nie dit kan mis wat die Here met jou wil doen nie. Die seisoen waarin jy nou is wat wil die Here nou met jou doen? Wat is daai calling? Wat is daai roeping? Wat is daai ding wat die Here nou vir jou het in jou lewe waartoe jy moet streef en waartoe jy met die Here moet chat? En enigste manier wat jy daai kan kry is verhouding met Jesus. Skepingsdoel. Verhouding met Jesus. Plain en simpel, wanneer ons tyd spandeer met die Here, wanneer ons hom beter leer ken en wanneer ons weet wie hy is, dan raak dit freaking maklik om te weet, hoorie, hierdie is die groter prentjie, hierdie is dit wat die Here op my lewe het en hierdie is waarheen ons op pad is. En daai is 'n clear vision oor wat ek nou gaan praat. We need clear vision of where we are going in our lives. Alright, en sodra jy jou clear vision het, val identiteit in plek, val jou gedagtes in plek, val jou idees in plek, val alles wat jy doen in plek as gevolg van verhouding met Jesus. Nou hierdie is so freaking plain en simpel. Die een massive key wat jy gaan kort in hierdie seisoen en vir ewig in jou lewe is verhouding met Jesus. Hoe lyk dit? Spandeer tyd met hom. Chat met hom. Hoe ook al dit vir jou lyk, hoe ook al jou spandeer tyd en jou verhouding lyk, doen dit. Ons kan nie begin familiar raak aan verhouding met Jesus en dan wonder hoekom voel ek so geïrriteerd of hoekom voel ek asof net niks in my lewe happen nie. Hoe lyk verhouding met Jesus in jou lewe? Want as dit in plek was, dan sou niks krapperig eintlik vir jou 'n geding gewees het nie. Werner het wat hy gesê nou die dag? Water op een se rug. Dit is op die plek, dit is die plek waar jy sal wees wanneer jy gevestig is in verhouding. Is dat as iets kom, as 'n offense kom, as iemand iets lelik sê of as jy 'n offense vat in enige situasie, dan sal dit water op een se rug vir jou wees. Dis van die saak is, okay, great, ek weet die Here se wil sal geskied, so ek vertrou die Here, I've worked on trust, ek vertrou die Here, dit gaan nie 'n issue vir my wees nie. Nou, 1 Timothy 4 verse 12, let no one look down on you because of your youth, but be an example and set apart for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in moral purity. Nou die versoeking in jou lewe verskil nie van wat ander ervaar nie. Die desire in jou lewe is nie verskil nie van wat ander in hulle lewe ervaar nie. Ek dink baie van ons is eintlik in dieselfde boot wat net kom ek sê dit, soos almal is in dieselfde rivier. In ons eie bode, in ons eie bootjies, bode is dit ewen 'n freaking woord.
in ons eie bootjies en ons is besig om dieselfde goeders te face, dieselfde water, dieselfde challenges, dieselfde storms, maar ons dink ons is alleen. En dit is hoekom gemeenskap en daai community waarin jy gevestig is, freaking belangrik is. Vir my is dit belangrik om 'n mentor te hê in my lewe. Ek het 'n awesome mentors in my lewe. Nou weet ek elke nou en dan gaan sê en hoorie, ek verstaan nie hierdie ding lekker nie. Wat sal jou raad wees? Wat moet ek doen? Hierdie is waar ek is op die oomblik en ek wees straightforward eerlik met hulle oor wat ek experience want as dit 'n goeie mentor is, sal jy wees van okay, sjoe, kom ons help jou. As dit nie sulke goeie mentor is nie, sal jy jou gejudge het en hulle sou vir jou gelag het. Nou dis hoekom vertrou die Here vir awesome mentors en vir awesome leierskap en vir awesome vriende in jou lewe sodat jy 'n oop gesprekke kan hê waar jy nie skaam gaan voel oor flip ek het in hierdie temptation ingeval nie of freak ek het nou weer hierdie ding gedoen of wat ook al nie. Ons kort relationships en verhoudinge in ons lewe wat ons accountable kan hou. So let no one look down on you because of your youth, but be an example and set a pattern for the believers in speech. Ons is lekker jonk en ons kon nog lekker baie dinge doen. As ek nou kyk, ons werk nog ons baie met ouerige mense die laaste ruk en as ek kyk hoe hulle, as ek soos freak, ons het baie energie, ons kan so maklik 'n dag langer gaan as hulle as gevolg van waar ons is in ons lewe. So ons het 'n massive advantage. En ons moet dit begin gebruik. Ons kan nie meer laat mense op ons neerkyk vir wat ook al nie. We need to start using this advantage. Selfs Heilige Gees wat binne hulle is binne ons ook. Dieselfde boodskap wat die Here met hulle kan deel, kan die Here met ons ook deel. Maar enigste manier om daai ding te kry is verhouding met Jesus. Mooi. Well done, Maurits, ek het jou lippe gelees. Set a pattern for the believers in speech, in conduct, in love, in faith and in moral purity. Nie jy wat ander mense gaan judge nie. In love, in faith, in conduct. Wat beteken as ek in geloof gaan staan vir iemand anderste? Ek sien nie die resultaat nie. Ek sien nie dit die ding wat ook al verander nou in hulle lewe nie, maar ek vertrou die Here. Ek vertrou nie die mense want anders ek al lank uit die game uit. Ek vertrou die Here dat daai persoon gaan verander. En ek dink dieselfde in huwelik. Dit help nie ek gaan vertrou die persoon of in 'n verhouding as jy 'n kerel of 'n girlfriend het. Dit help nie ek vertrou die ander persoon nie want hulle gaan niks kan doen nie. Dis die Here wat hierdie ding kan uitsorteer. Hulle kan daarna kyk en hulle kan dit na die Here toe vat. En dan sal staf eers begin shift. Maar ons kan dit nie op ons eie doen nie. Alright, jy kan nie hierdie personal growth op jou eie doen nie. Jy kort die Here om hierdie transformation ding vir jou te maak happen. Alright. 1 Corinthians 10 verse 13. And God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. Hierdie is die grootste nuus ever. Wanneer ek in 'n situasie is, wanneer ek in temptation val, wanneer ek waar ook al, He will show a way out so that you can endure. Hy sal vir jou 'n weg uitwys. Wanneer jy in 'n situasie is, wanneer jy nie lekker voel nie, vra die Here, Here, ek wil graag, I need a way out. I need a way out of the situation. En hy sal, dis 'n freaking belofte wat hulle het. Die Bybel is vol beloftes en daar's nog nie een keer wat ek gesien het dat 'n belofte in die Bybel gebreek was nie. Onmoontlik. God bly by sy woord. Versoeking en temptation en lust is baie werklike dinge veral as jy enkellopend is. En ons almal staar hierdie nou en dan in die gesig. So die vraag is, hoe oorkom ons en ek wil amper sê bemeester ons hierdie temptation en hierdie goeders in ons lewens? Hoe oorkom ons dit? Wat doen ons? We ask God for the way out. Boom and simple. Plain, simple. We ask God for the way out. Die Bybel sê, in 1 Corinthians 10 vers 13, He will show a way out so that you can endure. So God will show you the way out. You need to ask Him, Here, freak it, ek kan nie hierdie mee op my eie doen nie. Ek kan nie op my eie veg nie. I need you to show me the way out. 2 Corinthians 12 verse 10. So I am well pleased with weakness, with insults, with distress, with persecutions, and with difficulties.
For the sake of Christ, for when I am weak in human strength, then I am strong, truly able, truly powerful, truly drawing from God's strength. Wat is die kern? Then I am strong. Wanneer is ek sterk? When I am truly drawing from God's strength. Nie van my eie idees, nie van my eie wil, van my eie begeertes af nie. Truly able, truly powerful, truly drawing from God's strength. So wat jy nodig het in hierdie seisoen, kom net van die Here af. En waar kry ons dit? Verhouding met Jesus. Alright. Ons het massive, ek weet nie of julle, ek hoop julle verstaan ons in die tyd, wat 'n massive advantage ons het om te bou op verhouding met Jesus in hierdie tyd nie. As jy in 'n verhouding is, gelukkig bly jy nie al voltyd saam met hulle nie, so jy het nog steeds geleentheid om te bou op daai. It's never too late. Jy het daai geleentheid. You've got what it takes to make sure that you will be the best partner one day. En vir amper sê die Here het wat dit vat vir jou om die beste persoon te wees eendag vir jou persoon. So ek gaan hierdie nog een keer lees. 2 Corinthians 12 verse 10. So I am well pleased with weakness, with insults, with distress, with persecutions, and with difficulties, for the sake of Christ. As gevolg van die Here. Anders was hulle glad nie happy met hierdie stuff wat happen nie. As daar nie Jesus was en dan sou ons almal in 'n paniek gewees het, ons sou in distress en weakness en dit sou net chaos gewees het. Maar as gevolg van Jesus, jy weet Jesus het op die kruis gesterf, né? Almal weet dit. Né? Ja. Ja. Nou start using it to your advantage. Ons het 'n massive unfair advantage. So for the sake of Christ, for when I am weak, wanneer ek swak is, truly in human strength, wanneer ek nie meer kan nie. En dit is freaking, ek hoop reg elkeen van julle sal enige jeugweek saam met ons kan doen, want daar het jy nie meer freaking 'n ander keuse om net te freaking relate die Here se krag nie, want jy word uitgetap. En ek dink jy mos al baie mense het 'n week gehad, of jy het eintlik 2 weke gehad, want jy het ook die kamp daarna gehad, maar ons doen die boot doen ons 3 weke na mekaar. Dit is chaos. Nou by daai derde week, wanneer ons by daai derde week kom, dan is dit waarop jy freaking rely. Daar is nie eers meer 'n ding, 'n vergeet van jou wat uitkom, behalwe 'n bietjie van 'n grumpiness nou en dan nie, maar dan stuur ons jou weg en sê, go away, gaan soek vir Jesus. Nou, of gaan jy nie ver soek nie, want hy's binne jou. So dit is bietjie moeilik. Maar, for when I am weak in human strength, then I am strong, truly able, truly powerful, truly drawing from God's strength. Hierdie moet ons go-to wees in enige situasie, nie net in hierdie single season nie, in enige situasie wat jy face in jou lewe. If you cannot anymore, boom, solution, right here, copy, paste, neem 'n screenshot, doen net wat jy wil. This is what you should be implementing in your life. Nou kom ons chat 'n bietjie oor daai desires wat jy het, daai desires in ons harte en daai stuff wat ons face. Wat is ons tyd? Alright, ons is nog op tyd. Ek hoop so. Alright. Desire. Nou, daar is 'n gepaste tyd vir liefde en vir desires, en dit is binne die verbond van die huwelik. Nou, God is nie 'n dodelike vreugde nie, bedoelende, hy gaan nie jou, he's not out to kill your joy. Hy wil jou nie beroof, of hy wil jou nie wegvat van daai ervarings af nie. Hy wil eenvoudig jou en hy wil jou daardie geleentheid gee. Hy wil vir jou en daardie geleentheid beskerm, sodat hulle heilig en geheilig bly. So wanneer ons oor die lyn gaan en ons maak 'n fout, daar is grace vir dit en wat ook al, maar die Here wil ons graag beskerm van daai af. Dat die begeerte om dit self, nou die begeerte op homself is nie sonde nie, maar wat ons doen met daardie begeerte bepaal die sondige geaardheid. Nou, dit is hoekom dit belangrik is om in te check met die Here en jouself uit te sorteer, sodat jy nie op jou eie emosies, op jou eie desire, op jou eie stuff rely nie. Maar 2 Corinthians 12 verse 10. Truly able, truly powerful, truly drawing from God's strength. Hierdie is waarvan ons satisfaction moet kry, ons krag moet vandaan kry.
Song of Solomon 2 verse 15. Catch the foxes for us, the little foxes that spoil and ruin the vineyards of love, while our vineyards are in blossom. Nou staan sterk, waak jouself teen daai klein jakkalsies, sê dit net reg, jakkalsies, wat die wingerd bederf, wat die wingerd gaan opmors, en besluit self dat jy vir die huwelik sal wag, voordat jy jou begeertes verken, voordat jy daai begeertes, daai temptations laat oorvat. What do you have speaking into your life with honesty? Ek wil hê met jou hierdie vraag eerlikwaar, soos jy met hierdie vraag gaan antwoord vir jouself. Wie het jy in 'n lewe wat jy aanspreeklik hou? What do you have speaking in your life with honesty? Nou ek het gesê what, want daar sou kan YouTube video's wees, dit kan van YouTube video's tot social media, tot mense in jou lewe, tot jou honde en wat ook al. Wat het jy in jou lewe wat positiwiteit? Nou ek het honde, so ek het 3 keer positiwiteit in my lewe, maar ek moet ons net 'n keuse maak dat dit wat ek in my lewe toelaat en die mense in my binnekring, dat hulle ook lewe spreek oor my lewe, oor my huwelik en vice versa. Ek kan nie verwag van iemand anders om dit vir my te doen as ek dit nie vir hulle doen nie. We need to start speaking life over our own lives en oor ander mense se lewens. So aanspreeklikheid gaan 2 maniere. Nie net het jy 'n vertroude leier of 'n vriend wat saam met jou lewe kyk en reageer met nuttige terugvoer nie, maar jy het ook jouself vir aanspreeklikheid, vir accountability. Om werklik daai vrug te dra, moet jy eerlik wees met jouself. Moet jy aanspreeklikheidsvernoot, moet jy jou accountable buddy, moet jy eerlik wees met hulle, want sommige van die goed kan selfs gevaarlik en eerlik wees. Nou, dit beteken om al die dinge te deel wat jy eerder in die donker vir jouself wil hou. Daai staf wat jy sê, flip, as ek die ding sê, gaan ek embarrassed voel. Jy moet glad nie embarrassed voel met daai mense om jou nie. Is my sin, ek sien julle almal haak so, ek seker my sin is die een wat dan 'n bietjie, okay, julle daar is terug. Om daai vrug te dra in jou lewe, gaan jy jouself moet vra en sê, Here, help my om net dit te kan sê. Help my om oor die vrees te kom en om in die donker die altyd vasgehou te word van oor hierdie klein situasie. Vertrou die Here dat jy oop en eerlik kan wees met jou persoon en vra vir hulle om jou aanspreeklik te hou. Have an accountable buddy. Iemand met wie jy net kan sê, hoorie, flip, ek het opgemors. Ek het gisteraand weer iets aangevang, ek het hierdie gedoen, ek het dat gedoen, ek wil dit net, hierdie is al wat jy hoef te doen, hierdie is al hoe dit gaan lyk, en as jy nie vir jou werk nie, move on, kry 'n ander manier, maar, al wat jy hoef te doen is, hoorie, chom, ek het gisteraand hierdie aangevang, ek wil dit maar net vir jou sê, want wat ook al ek in die lig bring, gaan my nie meer vas in die donkerte nie. So wanneer ons dit net tot die lig bring en sê, flip, ek het opgemors en aanbeweeg, dan is dit fyn. Jy nou accountable buddy hoef nooit weer daaroor te praat nie, maar gelukkig weet jy nou, daar's iemand wat vir wie het hard gesê, so daai ding gaan nie meer vashou nie. Daai ding gaan nie meer jy het nou iemand wat jy accountable hou, iemand wie jy vertrou vir wie jy die ding gesê het, en dit gaan nie meer kan vashou in die donkerte nie. Alright. This kind of brutal honesty leads to character building and personal growth. Accountability is not all about bearing your soul and having uncomfortable conversations. Jy kan ook daar waar jy is op die oomblik in daai enkel seisoen deel. Dit gaan nie net oor om daai uncomfortable conversations te hê nie. Jy kan ook net chat oor klein goedjies. Soos hoorie, wat is jou raad oor hierdie ding? Hoe sien jy die ding? Hierdie is die ding wat ek face op die oomblik. Wat is jou siening daaroor? En chat met hulle. It gives you a safe place to be honest. Oor waar jy is. It gives you a safe place. It gives you the opportunity to say, jy weet wat, ek het hierdie ding op my hart.
Ek weet nie wat om daarmee te maak nie. Dalk het jy al die ding geface, dalk het die Here al met jou gechat oor hierdie en as jy nie iemand dadelik om jou het nie, sê gaan Google Bible verses about boom en laat die woord vir jou die fondasie wees in daai tyd. Um with uh, with mm, with accountability in our lives kan dit maklik wees om in party van die goeters wat ek nou genoem het in daai ruimtes van negativiteit in ons lewens te dryf. Nou daai slegte geseentehede, daai um hierdie is meer en dis meer en wat in daai negatiewe omgewings het jy nodig om te sê, weet jy wat, wie is die vriende wie ek nou in my lewe toelaat? Wie is die mense wat nou om my gaan wees in hierdie seisoen? En vertrou die Here, vertrou die esem. Ek moet mense wel hierdie freaking sessions naam vertrou die Here gemaak het. Ons moet die Here vertrou vir daai mense, vir daai spesifieke mense in ons lewe. Proverbs 27 verse 6, faithful are the wounds of a friend. Faithful, en hierdie gaan vir jou ook, nie net die expectation wat jy het vir iemand anders nie, maar vir jou ook. Hierdie kan jou karakter ook wees. Faithful are the wounds of a friend who corrects out of love and concern. So, as jy eendag die vriend gaan wees, hoe correct jy? Out of love and concern vir die ander persoon. But the kisses of an enemy are deceitful because they serve his hidden agenda. Faithful are the wounds of a friend. Ander woorde, dit wat jou vriend vir jou bied, daai daai seer plekkies waartoe jy gaan en sê, hoorie, hierdie is vir my 'n ding. Hierdie is iets waarmee ek sukkel in my hart. Nou partykeer kan dit wanneer jy eers tot die lig gebring het, dan gaan jy dit is eintlik 'n klein ding gewees. Maar vir jou in 'n oomblik was dit 'n massive ding. Nou, hoe sal dit lyk? Faithful are the wounds of a friend who corrects. Hoe lyk daai wounds wat hulle correct? Of wat die wounds wat hulle jou help wound corrects out of love and concern. Wanneer ons love and concern wys, help dit om daai seer plekkie te genees en te sê, hierdie is nou 'n wond, let's treat it. Nou wanneer 'n mens 'n wond, 'n wound treat, dan jy mos nou gentle, jy help skoonmaak. Dis jy doen dit nie op jou eie nie. Jy het letterlik iemand of 'n dokter of iemand wat hierdie wond vir jou skoonmaak en sê ek hoor, kom ons vat 'n dag vir dag. Kom ons doen 'n daily check-up. Kom ons check in by mekaar. Kom ons hê koffie, kom ons WhatsApp, 'n video call, wat ook al, net om op te check op hierdie wond om hom gesond te kry. Tot en met jy alright sal wees en nie dat nou met jy as jy alright is, nou daar gaan die vriend baie cheers, jy het pas net nou vir hierdie tydjie in my lewe gewees nie, maar bietjie meer betrokke in daai oomblik net om hierdie ding gesond te kry en dan 'n weeklikse check-up, dan 'n maandelikse check-up. Wel 10 as 'n goeie vriend is, gaan dit bietjie meer van net 'n maandelikse check-up wees, dit gaan ook soos 'n tweede dag wat ook al ding wees. But we need someone accountable. Your relationship status should not have an effect on your happiness. Boom. Kan ons hierdie quote maak in die skole? Soos in al die erns in al die skole gaan sê, your relationship status does not have an effect on your happiness. As jy eers in 'n verhouding moet wees om gelukkig te wees, alou jy is in 'n verhouding met Jesus, ja of nee, dan is jy gelukkig. As jy 'n verhouding met Jesus as legit sien, dan is jy gelukkig. As jy iemand kort om gelukkig te wees vir 'n verhouding, dan is jy regtig nie gelukkig en op 'n goeie spot met die Here nie. Wat beteken jy moet meer van God se karakter en God se hart gaan leer? Jy is nie desperaat vir iemand nie en jy is ook nie alleen en ongelukkig nie. Jy wil dalk net 'n verandering van verhoudings van 'n relationship status hê, maar dit bepaal nie jou geluk nie, jou vreugde of jou vrede nie. En jy moet nie jouself veroordeel as dit jou beskryf op die oomblik nie. Moenie hard wees op jouself nie. Dit kan 'n rukkie neem om gewoon te raak aan hierdie staf. Dit kan 'n rukkie neem vir jou om gewoon te raak aan hierdie single lewe om nie iemand te hê nie, maar guess what? Het jy vir Jesus ja of nee? Vra jouself dit. As jy unhappy voel in 'n oomblik, het ek vir Jesus ja of nee? Ja, ek het. So nou is ek iewers skielik weer happy. So alright. Ons kan nie ons geluk en ons vreugde van ander goed af vind nie. We need to stay to the basics. Jesus. We need to stay with Jesus. All right. Commit your desires to God. Commit your desires to God. Chat met hom. Sê Here, hierdie is die begeertes in my hart. Hierdie is die desires, hierdie is die staf waarmee ek sukkel. Hierdie is die staf wat glad nie vir my moeilik is nie. Chat met hom oor letterlik alles. Sê vir hom, Here,
Dis is my desires. Hê oop gesprek met hom. Hê God en vir Jesus as 'n accountable buddy. En dit gaan dan beteken dat as jy in 'n situasie kom, dan gaan jy ook so 'n bietjie vanuit, okay. I feel it. I feel the accountable buddy coming through. Want jy gaan so onrustigheid in jou hart voel van, nope, ek moes nie nou daai aangevang het nie. En dan as jy draai uit daai situasie is en vrede sê jammer, dan is okay, great, vrede. Alright, happy. Hier kom iets waar ek met julle wil chat, is clear vision. Om 'n clear vision te hê. Nou vra hom om vir jou te wys wat jou visie vir hierdie seisoen is. Vra vir God, Here, wat is my visie vir hierdie seisoen? Waarop jy jou aandag en in 'n praktiese sin kan fokus. En om spasies te vul wat pyn en wat ook al wat jou lewensmaat pyn vir 'n lewensmaat, jou begeerte vir 'n lewensmaat kan vul. En gee dit tyd. Gee dit tyd. Jy kan nie net sê, hoor ek het gister opgebreek, ek voel nou iewes skielik onrustig, nou gaan ek môre weer begin soek vir iemand anders te of in iets spring om net daai begeerte te vul nie. Gee dit tyd. Toe my pa oorlede was, 2 jaar terug, moes ek 'n tyd gee. Die wonde was seer. Daai seisoen was seer in my lewe en nou dis nie meer seer nie. Ja, daar's verlange en daar's daai stap waarmee ek nou deel, maar omdat ek 'n tyd gegee het en nie ander stap in die wonde ingaan druk en daai ding meer gaan irriteer nie, het ek 'n tyd gegee en gesê, Here, come and heal this wound. En omdat ek dis hoekom baie mense was soos, hoe kan jy so okay wees in hierdie seisoen met jou pa wat oorlede is? Dan sê ek soos, want ek het vir Jesus. En dis basies dit. Because of the happiness, because of the joy, because of the peace wat ons van die Here af kry, gaan ons anderste situasies face as die mense in die wêreld. Dit is net so. Nou ons moet vir hom vra om daai staf vir ons uit te sorteer. God alleen. Daai clear vision wat jy wil hê, God alleen kan dit vir jou gee. Nooit sal jy soveel vermoë hê om vir God alleen om op God alleen nou te fokus in hierdie seisoen as wat jy gaan hê eendag as jy saam met iemand is nie. So as jy enkel lopend is of in 'n verhouding is, nou meer as ooit kan jy fokus om bietjie meer te doen vir die Here. En die Here gaan jou nie, he doesn't judge you off of works, he doesn't judge you at all, hy kyk na die hart, maar ons as jong mense, ons as enkellopendes, het nou freaking baie meer tyd as mense wat in huwelike is. So ek dink net aan voorbeelde, elke keer as ek met iemand praat wat in 'n verhouding is, nee, ek moet eers met my partner gaan check. Dan sê ek soos, alright, 2 to 3 business days, dit gaan 'n rukkie vat. Nou, yes, kom ek aan die verhaantjie af, toe ek nou my hand opsteek, toe steek my Zoom ook sy hand op. Aha, alright, anyways, ek sal gaan dit nie nou uitfigure nie. Wag, daar was dit setting. Ek het gesien, lower hand, boom, ek het hom. Alright. Ons moet tyd, ons praat oor tyd. Ons moet daaraan mik om jou hart en jou verstand en jou om te reset, om te herprogrammeer is die groot Afrikaanse woord. Ons moet reset bietjie. Ons moet dit gaan herprogram. En daarna mik om hierdie enkele jare te vat en tot ons advantage sodat Jesus aan ons harte kan werk. Filippiëns, en hier is waarmee ek afsluit. So, die einde is in sig, guys. Die einde is in sig. Philippians 4 verse 11 to 13. Nou, almal se gunsteling is mos die 4 verse 13, maar lees hierdie twee verse wat voor dit kom. Philippians 4 verse 11. Not that I speak from any personal need, for I have learned to be content. I have learned to be content. So ek praat nie van my eie needs af nie, want ek het geleer om content te wees in hierdie seisoen. And self-sufficient through Christ. Hoe bly ek content? Self-sufficient through Christ, satisfied to be to the point where I am not disturbed or uneasy. So wanneer jy regtig erg content is, wanneer jy regtig erg okay is in hierdie seisoen, en wanneer jy goedjies uitgesorteer is, wanneer jy kan sê ek is content. En die voorbeeld van dit is self-sufficient through Christ, deur Jesus. Jesus is die deur en ek gaan tyd spandeer saam met hom. Boom. Verhouding met Jesus. Satisfied to the point where I am not disturbed or uneasy, regardless of my circumstances. Regardless of my circumstances.
Maak nie saak wat my omstandighede vir my sê nie, ek gaan content bly in Jesus by die kruis, saam met hom staan in vrede. Nou vers 12 sê I know how to get along and live humbly in difficult times, and I also know how to enjoy abundance and live in prosperity in any and every circumstance. I have learned the secret of facing life, whether well fed or going hungry, whether having abundance or being in a need. Jy het geleer in hierdie seisoen en ek wil hê julle moet hierdie vat en gaan sê ek gaan hierdie vers opbreek en ek gaan leer ek gaan humble wees. Ek gaan laat hierdie goed my humble. I know how to get along and live humbly in difficult times. And I also know how to enjoy abundance. Vra jouself die vraag, do I know how to get along humbly? Do I know how to get along humbly in life? Do I know how to enjoy the abundance of life in prosperity? Do I know do I know how to enjoy all of these things in any other circumstances? I have learned the secret of facing life. Hierdie is hoe jy jou difficulties face. Hierdie is die geheim. Whether I am well fed or going hungry, whether having abundance or being in a need, I can do all things which he has called me to do. Through him, deur Jesus. So jy staan in verhouding met Jesus, deur Jesus. Through him who strengthens and empowers me to fulfill his purpose. I am self-sufficient in Christ's sufficiency. I am ready for anything and equal to anything through him who infuses me with inner strength and confident peace. Dit is waar jy wil wees. Hierdie sal ek noem standvastigheid. Wanneer jy in 'n storm kan staan, in omstandighede kan staan en weet jy wat? Maak nie saak wat nie, ek het geleer hoe om in abundance te lewe, hoe om happily te lewe, hoe om in Christus te lewe. So maak nie saak wat kom nie, wat in jou huwelik enig, wat in verhoudings enig kom nie, because I have learned how to be satisfied and satisfied alone through him who gives me strength. Hierdie is bitter belangrik. As jy iets wil vat uit vanaand uit, is dit hierdie 3 verse. 11, 12 en 13. Philippians 4 verse 11, 12 en 13. Gaan ondersoek dit vir jouself. As ek geplak het teen die muur, gewoonlik as ek deur goeders gewerk het, toe ek nog by my ma gebly het ek altyd goedjies teen die mure geplak en gesê hierdie is die seisoen waarmee die Here met my werk, so ek gaan hierdie skrifte vat, teen die muur plak en elke dag daarin vaskyk en myself remind van hoor hierdie is die staf waarna ons werk. Myself net my mind bietjie renew van hierdie is die staf waarop ons nou fokus, wat ons nou gaan regkry in hierdie lewe. Alright. So, dit is 'n blessing om single te wees. Ons het massive advantage and we need to start using it. Of jy nou in 'n verhouding is of nie in 'n verhouding is nie, ons moet hierdie begin gebruik tot ons advantage. Alright. So, dit was 'n hele mond vol gewees wat ek nou gesê het. Ek weet dit is nou al oor tyd en is eksamen en dit is net klomp goed wat op die oomblik in jou lewe happen, maar ek wil vir julle 'n geleentheid skep om net bietjie rustig te raak vir so 3 minute. Net om bietjie by die Here te sê, Here, hier het nou 'n massive klomp goed aangegaan. Kom ons check in en sê waar begin ons? Wat kan ons nou doen om hierdie staf te begin toepas in ons lewe? So, gaan ons 3 minute gee. Facebook mense, dankie dat julle gekyk het. Thank you for your time. Mag dit julle bless en ek wil julle moet ook die geleentheid gaan skep. Ek gaan nou nie ons kan nie liedjie op die Facebook live speel nie want dan gaan dit gecopyright word en dan gaan die video net sommer afgeskop word. So ek wil jy gaan vat die geleentheid. Daar weer is bly net waar jy is, sit die musiek aan as jy saam ander mense is, put die earphones in en raak rustig saam met die Here en spandeer net 'n bietjie tyd en check in. Jy het nou klomp staf gehappen, klomp info gehappen. Vra die Here, waar begin ons? Waar fokus ons eerste? Wat is die pad vorentoe? Alright, so dankie dat jy gekyk het. Totsiens. Alright. En dan vir die Zoom mense. Kom ek eindig net gou vinnig my PowerPoint. Dan gaan ek daai liedjie vir julle opsit. Hierdie liedjie bless my vreeslik baie die laaste ruk. Ek gaan ons die Here bless ons om 'n blessing te wees. Ek gaan julle nou bless met 'n flippin lekker liedjie. Alright. Vat die tyd en check in by die Here. Maar dit is regtig erg. Hierdie is nou 'n geleentheid.
met jou hele besige dag, met die eksamens wat nou aangegaan het, jy wat heeltyd studeer en wat 'n bietjie gestres voel. Hier is nou jou geleentheid om bietjie in te check by hom. Alright, take it. It's going to benefit you. Alright, let's go. Nou, dankie Here dat jy ons ontmoet waar ons is op die oomblik. Here, dankie vir jou hart en dat ons net na jou toe kan kom en kan weet dat ons vrede sal ervaar. Here, dankie vir die vrede wat jy ons gee en dat jy ons help en dat jy ons guide. Here, dat jou woord die lig vir ons voete is. That your word is a light unto our feet. En dat ons, Here, wanneer ons in die woord inklim, wanneer ons die woord vat, dan weet ons waartoe om te gaan, because it's a word unto our feet. Oh, it's a light unto our feet. It's the word. Maar Here, dankie vir daai geleentheid. Here, dankie dat ons principles en tricks en advantage het in die lewe om te weet, hoorie, hierdie persoon wat jy kies, gaan right wees. Here, en Here, ek spreek lewe oor elke persoon hier vandag, waar ook hulle is en wat ook al omstandighede is, Here, ek bid dat elkeen 'n ontmoeting met jou sal hê en dat waar ook hulle is, dat jy, Here, dat jy hulle sal vat en hulle desires en hartsbegeertes sal vat en dit sal verder vat en sê, let's grow on this. Let's mature these desires. Here, en dankie vir elke persoon, mag hulle gebless wees en mag hulle dit daar waar hulle is en dit wat hulle face op die oomblik, die storms net stil word. Here, waar ons aan die einde van die jaar is, waar dinge tough raak en dinge challenging raak en waar ons uiteindelik wil rus en wil Desember vakansie hou. Here, gee ons die endurance, the way out, om net ons 'n klein bietjie te enduur en te weet dat you've got the way out. En dat jy ons geluk, vreugde, liefde, vrede, dat jy vir ons die volle pakket gee om te face wat ook al ons nou face. Here, ek bid vir elke matrikulant en elke ander graad wat ook al hulle skryf, dat jy saam met hulle sal wees en dat hulle van jou af krag sal trek en sal sê, ek weet ek kan hierdie op my eie doen nie. So Here, ek kort jou om my krag te gee om bietjie langer op te bly, so 'n klein bietjie meer info in die kop in te kry, maar Here, dat jy daar sal wees en hulle sal help. Amen. Amen. Alright. Dankie dat julle geluister het na hierdie boodskap. Ek hoop dit bless julle. Alright. Ek preek vanaand net soveel vir julle as ek myself preek. Vir soveel as myself as ek vir julle preek. So ons almal in die ding, we all in this together. En julle is ook welkom my te kontak enige tyd wanneer julle bietjie wil chat of julle iemand kort om net jou bietjie accountable te hou. Ek is die laaste persoon wat jy sê ek sal judge oor enigiets. Ek het ook al 'n klomp goed in my lewe aangevang. So ek verstaan, dinge kan partykeer taaf raak en dit kan moeilik raak. Partykeer kort is net iemand om net bietjie te luister. So jy is meer as welkom om my te kontak. Alright. Happy days. Geniet skool. Bye bye julle.